Avanta Saad is jaarliks betrokke by die Santam Landbou Nasionale Kuilvoer Kompetisie en ons gesels vandag met Gert Els oor hulle besigheid en oor spesifiek voersorg en variëteite wat hulle aanbied. Gert, vertel ons eers, wat is jou rol by Avanta Saad? Baie dankie vir die geleentheid en ek is kommersiële bestuurder of portefeuljebestuurder vir voergewasse en canola saad in Suid-Afrika en ons buurlande. En ons het vennote in hierdie streke waar ons dan nou maar met hulle 'n pad stap, dat hulle die produkte vir ons verder versprei. Ons gee vir hulle dan die nodige tegniese ondersteuning van produkte en sodoende plant ons proewe in elke streek om seker te maak die variëteite is goed aangepas vir daai spesifieke omstandighede. En as hulle dan 'n produsent besoek, dan kan hulle met eerlikheid sê watter produk het presteer in daai omgewing en dan ook volgens die boer se behoefte dat die regte variëteite aanbeveel. Ons doen ook dan nou saam met hulle behoefte vir die mark vir die volgende jaar en eintlik vir die volgende 3 jaar en gee dan hierdie syfers deur na ons produksieafdeling om betyds dan nou genoeg saad te kan produseer en genoeg tyd hê om dit op die plaas te kan kry. Verder wat belangrik is maar om markinligting in te samel, om seker te weet wat gaan aan in die mark. Is daar enige veranderinge? Is die variëteite, die genetika wat ons het, ou skool, of is daar iets wat die produsente spesifiek soek, en daar intussen 'n nuwe siekte uitgebreek, om dan nou vir dit deur te kan gee vir ons navorsing en ontwikkelingsspan, dat hulle by die teelproses kan kyk om die beste variëteite kan kry wat goed genoeg aangepas is, wat ons die produsent kan bystaan om beter produk op die plaas te kan produseer. Wat inspireer jou in die landbou? Ja, Lise, dit is so lekker om buite die natuur te kan wees. Ek dink ons in die landbou het baie uitdagings, maar wat 'n voorreg om dit wat deur ons Skepper vir ons gegee is, om dit te kan benut en te kan beleef. As jy nou vat vanaf die saad in die grond gesit word, die eerste reën wat kom, na daai vars reuk grond wat opslaan uit die grond uit, of as besproeiingswater toegedien word, net nadat dit geplant is. Dit is net 'n teken van lewe. Ons almal sê altyd water is lewe en om dan daai paadjie te stap saam met die saad, om die lande te kan besoek en te sien hoe vinnig groei die plantjie, hoe bevredigend is dit nie. Hoe dankbaar is daai plantjie vir min goed en hoe die plantjie vir ons kan leer waarmee is hy gelukkig en waarmee is hy nie gelukkig nie. En sodoende leer ons om beter te kan produseer, beter produkte op vir die boer te kan gee. En dan om voedsel te kan voorsien vir mens en vir dier. Dit is ons hoofdoel, enige saadmaatskappy, en hoe lekker is dit, en daarmee saam om te kan sien hoe gelukkig is beeste of skape as hulle injaag in die weiding. Dit lyk soos kindertjies op speeltyd en op pouse op die skoolgrond, hulle hardloop rond, hulle vreet. Jy kry lus om saam met hulle ook sommer 'n hapie van daai weiding te kan opvat. So watter tipe saadprodukte het Avanta Saad en wat maak julle uniek? Ja, ons is betrokke in omtrent 80 lande in die wêreld. Ons het meer as 900 variëteite op die stadium van 40 verskillende gewasse. So dis 'n enorme reeks variëteite wat ons het en genetiese pool wat ons het. Dis alles ons eie genetika en dit stel ons in staat om volgens die behoeftes van 'n boer variëteite kan teel. En wat Avanta ook 'n klem op lê is om op klimaatslim produkte te fokus. Byvoorbeeld die sorghum wat ons het, word al hoe meer geteel om met minder water dieselfde te kan produseer, hitte beter te kan hanteer. Daar's die produkte wat hulle nou meer doelig kan aanwend, selfs vir biobrandstof se vervaardiging. As die boer te veel kos op die plaas het, dan kan hy dit selfs aanwend vir biobrandstof. In Indië is ons maatskappy al baie ver gevorder met dit en ons sien uit na al die nuwe tegnologieë wat nog verder op die pad gaan kom. Ek kan dalk net ook sê ons probeer altyd om voor te bly en is moeilik, maar Avanta was ook die eerste maatskappy wat canola saad 'n baster van vrygestel het in die wêreld en ons bly kyk om die beste, die gouste vry te kan stel. Hoe help julle boere om die regte keuses te maak, Gert? Ja, ek is een van hulle wat glo, sien is glo. En ons kan baie keer
deesdae met die sosiale media, internet, is daar soveel inligting beskikbaar. Maar elke produsent se behoefte verskil en elke omgewing verskil. Ons het al gesien dat een variëteit doen in hierdie streek baie goed en in 'n volgende streek is hy net gemiddeld of hy haal nie die paal nie. En dan is daar ander variëteite. So ons werk saam met Departement van Landbou in die Wes-Kaap, selfs met Graan SA en nog 'n paar ander rolspelers in die mark wat ons onafhanklike proewe byplan. En dan het ons eie proewe wat ons ook plan om nog meer datapunte te kan data van verskillende punte kan versamel en om dit te kan deel met die produsente. En dan hou ons nou maar boere daar in elke streek, of nou nie elke streekie, soveel as moontlik streke, waar ons hierdie inligting deel met die produsente en nuutste tegnologie wat op pad is, wat ons ook al dalk geplant het, wat ons wil wys en deel. En natuurlik is dit lekker met die interaksie wat ons het met die boere tydens so 'n aand of 'n dag wat ons het. En dan sluit ons dit altyd af met 'n lekker braai en deel nie net kennis nie, maar ons bou vriende ook. Waarom is julle betrokke by die kuilvoer kompetisie? Ja, die ou gesegde van as jy wil weet, moet jy meet. Ek dink dit is die belangrikste ding. Die mark het so kompeterend geraak. Dis nie net meer kuilvoer wat op die mark is wat te koop is nie, as produsente te aanbied vir die mark. Die produsent of die verbruiker wil graag weet wat se produk hy kry. En hoe gaan jy weet as jy nie gemeet het nie? En met die kuilvoer kompetisie is dit 'n guldige geleentheid vir produsente om in te skryf om te sien wat se tipe produk hy lewer op die einde van die dag. En dan ook daai sekerheid vir die verbruiker of die koper wat dit dan nou koop by hulle te kan sê, maar hier is die kwaliteit. Dis nie net gewone kuilvoer nie. So ek dink ja, dit is belangrik en ons wil nie net onsself sien as saadverskaffers nie, saadmaatskappy nie. Ons wil deur met 'n vennootskap saam met die produsente stap en hulle aanmoedig en help om beter produkte kan gee, want op die einde van die dag gaan dit oor melk per hektaar of kilogram vleis per hektaar. En as hy net iets klein kan doen met die kundige personeel wat daar is by die kuilvoer kompetisie, dan kan hulle definitief 'n stappie hoër die plaas betree op 'n volgende fase. Watter spesifieke voersorgumvariëteite bied Avanta aan en wat is hul unieke eienskappe? Ja, ek dink ons kan met reg sê dat Avanta is die wêreldleiers met goeie genetika op die sorghums en dan is dit nou beide graansorghums en die voersorghums. En in die voersorghums is daar nou maar verskillende klasse of groepe wat ons het. Die eerste van dit waarmee ons nou redelik bekend is nou tans in Suid-Afrika is die sorghum by sorghum kruisings wat dan nou die soetsorghum is en hulle word spesifiek geteel vir hoë suikerinhoud om dan op die einde van die dag 'n goeie kwaliteit kuilvoer te kan maak. Dit kan ook selfs gebruik word in die winter vir staande hooi. Omdat dit so hoë suikerinhoud het, met volwassenheid word die suikerinhoud verhoog en al lyk die plant morsdood daar in die land, is dit nog steeds smaaklik en vol voedingswaarde vir die diere om te kan gebruik. Dan het ons die volgende groep is 'n sorghum Sudan kruising. Dit is die goedkoper mark, die meer algemene een wat die meeste geplant word. Nou Avanta het nog nie in Suid-Afrika een gehad nie, maar ons het in verlede jaar se proewe wat ons geplant het, baie goeie belowende variëteite gesien wat ons nou hierdie jaar verder gaan toets in meer streke en hopelik het ons dit in die nabye toekoms ook in die land beskikbaar. En ek dink die uitstaande kenmerk op dit was hulle blom heelwat later as wat tans beskikbaar is. En hoe later 'n plant blom, hoe beter is sy hergroei. En hierdie voersorghum, die sorghum Sudanne word maar gewoonlik dan gebruik vir weiding. En dan het ons ook 'n bietjie meer premium produk wat ons ook in die proewe nou uitgelig het, is 'n BMR wat staan vir brown midrib, wat laer in lignin is en beter verteerbaarheid het. So dit is ook iets wat baie goed gepresteer het en ons sien ook baie uit om dit op groter skaal te plant. En die laaste ene wat ons het is Buster Babala. Dit is weer ene wat in baie langer tydperk vir jou gaan produksie gee voordat dit blom. En want sodra as die plant begin blom, is sy hergroei nie meer daar nie. En die Buster Babala gee ook vir jou die geleentheid om so gereeld as kan
kan jy dit bewys. Hy het geen blousuur nie, daar's geen blousuurvergiftiging betrokke nie. So dit is ook weer 'n premium produk, maar die opbrengs van hom en die smaaklikheid is net van hoë staande gehalte. Gert, watter rol speel genetiese diversiteit in Avanta se saadontwikkeling? Ja, ek dink die genetika is die kern van sukses. En soos ek genoem het ons 'n lekker groot genetiese pool, waarvan variëteite geselekteer kan word en gekyk watter kombinasies werk die beste. En soos wat ek ook al genoem het, die aanpasbaarheid van die variëteite, wat meer droogte verdraagsaam kan wees, beter siektepakket het. As ek nou weer kan dink aan ons canola byvoorbeeld wat ons het, is baie goeie swartstam weerstand. Dit is een van die fokuspunte in ons teelprogram. En soos dan met elke gewas iets waarna ons kan streef, en genetika is volop en die teelers sit al hulle koppe bymekaar om te kyk wat is die beste produk op die einde van die dag. En om af te sluit, is daar spesifieke variëteite wat goed presteer in die kuilvoerkompetisie? Ja, ek dink ons het regtig baie goeie wat ek net genoem het, soetsorghum, wat baie goed presteer. Baie van die boere ken die produk, dis al 'n baie ou produk. Dis eintlik min wat jy dit kry in die landbou. Die produk is al meer as 25 jaar in die mark en hy presteer nog steeds baie goed wyd aanpasbaar, hoë suikerinhoud en selfs variëteite in ons pyplyn sukkel nog om te kan kompeteer met die variëteit. So daar's baie goeie kuilvoervariëteite wat ons op hierdie oomblik beskikbaar het. Dit is aan Gert Els wat vandag met ons gesels het oor hulle betrokkenheid by die jaarlikse Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie, hulle besigheid en meer spesifiek hulle voersorghum variëteite.